Vandag duik ons in iets baie besonders, die tweede preek uit die Nahj al-Balagha. Dis 'n absolute klassieke werk uit die islamitiese literatuur en word toegeskryf aan Ali ibn Abi Talib. En die preek skop af met hierdie ongelooflike, kragtige stelling oor 'n sekere groep mense. Hulle word voorgestel as wel die ankers van die geloof self. Die vraag is natuurlik, wie is hierdie hulle en hoekom sou hierdie antieke teks hulle as die absolute rotsbodem van geloof beskryf? Om dit te snap, moet ons die preek se eie baie slim narratiewe struktuur volg. Dit bou op van 'n fundament van lofprysing, skuif dan na 'n wêreld wat totaal in chaos is en kom dan uiteindelik by 'n oplossing uit. So, ja, kom ons duik dadelik in. Goed, so heel eerste, die fundament van geloof. Interessant genoeg, die preek begin nie met 'n reël of 'n storie nie. Nee, dit begin met lofprysing aan God. En die teks maak dit baie duidelik, daar's goeie redes daarvoor. So, hoekom juis lofprysing? Wel, dit word opgebreek in 'n baie praktiese, driedelige raamwerk. Eerstens, om sy seënings te voltooi, om meer genade te soek. Tweedens, om jouself aan sy glorie te onderwerp, jy weet, om jou plek te ken. En derdens, om jouself te beskerm teen ongehoorsaamheid, om daai innerlike krag te bou. En hierdie idee van onderwerping word so mooi geïllustreer in die kommentare. Daar's 'n storie van 'n nederige ou man. Sy gebed was so eenvoudig, maar dit het die kern van hierdie tweede stap perfek vasgevang. Dit was basies net 'n opregte verklaring: ek is 'n dienaar, nie 'n rebel of 'n uitdager nie. Goed, so nou dat daardie fundament gelê is, swaai die preek heeltemal. Dit word baie dramaties. Dit skets 'n regtig donker prentjie van die wêreld voor die profeet se koms. 'n Tydperk wat ons ken as Jahiliya, die era van onkunde. En kyk hier, dis basies 'n omgekeerde wêreld. Die kernprobleem was presies dit. Lyding was iets van die verlede, heeltemal vergeet. En in die plek daarvan, net wyd verspreide blindheid. Verwarring was die nuwe normaal. Die preek gebruik sulke treffende beelde om hierdie chaos te beskryf. Dit praat van die tou van godsdiens wat gebreek is, die pilare van geloof wat geskit is. Jy weet, alles was net verstrooi. Daar was geen uitkomskans nie, nêrens omheen te vrug nie. Al daai strukture wat vir ons betekenis en veiligheid gee, hulle het heeltemal verkrummel. Maar dit gaan nie net oor die groot maatskaplike probleme nie. Die teks zoom regtig in op die diep, menslike lyding wat hierdie chaos veroorsaak het. Luister na hierdie reël: hulle slaap was slapeloosheid. Dit sê alles, né? En dan, en die kuil vir hulle oë was trane. Dis so poëties. Dit skets 'n prentjie van konstante hartseer, van angs. Selfs die nagte het geen rusbring nie, en skoonheid is heeltemal deur smart vervang. En hier is die deurslaggewende punt. Dit was nie net chaos nie, dit was 'n totale omkering van alle waardes. Dink daaroor, 'n land waar die geleerde, die wyse persoon stilgemaak is, terwyl die onkundige een geëer is. Wysheid is gesmoor en onkunde is gevier. 'n Wêreld op sy kop. So teen hierdie agtergrond van totale duisternis en chaos, stel die preek uiteindelik die oplossing voor. Hier is waar ons uitvind wie daardie hulle is, waarvan ons heel aan die begin gepraat het. Die bewakers van die geloof. En daardie groep is die Al-Bayt. Vir die van julle wat dalk wonder, dit beteken letterlik mense van die huis. En dit verwys na die familie en die huishouding van die profeet Mohammed. En kyk net na die rol wat aan hulle toegeskryf word. Hulle is die setel van God se geheime, die toevlug vir sy bevel, die houer van sy kennis. Dis baie meer as net leierskap, né? Hulle word voorgestel as die lewende bewaarplekke van goddelike kennis en natuurlik daai berge van sy godsdiens. Hulle is die stabiliserende krag. Ja, presies. Hulle word gesien as daardie sentrale stabiliserende krag, die ware middeweg. Die argument is basies dat dit hulle rol is om die uiterstes in toom te hou en mense terug te bring na die gebalanseerde kern van die geloof. En hierdie vergelyking maak dit so duidelik. Aan die een kant het jy die ekstremes, diegene wat te ver gaan, hulle moet na die Ahlul Bayt terugkeer. Aan die ander kant het jy die wat agterbly, wat nie byhou nie, hulle moet inhaal. So, die Ahlul Bayt word voorgestel as die standaard, die maatstaf, die korrekte gids vir almal. En so, na die probleem, die chaos van Jahiliya en die oplossing, die Al-Bayt duidelik uiteengeset is, kom die preek by sy groot uiteindelike gevolgtrekking. En dis baie 'n politieke en 'n geestelike een.
Die teks maak 'n baie direkte, ondubbelsinnige aanspraak hier. Dit sê die kenmerke van ware gesag, dit behoort aan hulle. Die profeet se wil, dis met hulle. Die erfenis, dit is ook met hulle. Daar is geen twyfel hier nie. Die konteks hier is ook baie belangrik. Die bronne vertel vir ons dat hierdie preek waarskynlik gelewer is na die slag van Siffin. Dis 'n tyd toe Ali se eie leierskap uiteindelik gevestig is. So, na 'n lang tyd waar dinge volgens die preek misplaas was, word hierdie oomblik gesien as 'n groot, langverwagte herstel. En dit alles bou op na hierdie een enkele, ongelooflike, kragtige sin. Dis die klimaks van die hele argument. Nou die reg het teruggekeer na sy mense. Dis 'n definitiewe finale stelling. Leierskap is uiteindelik, sê die preek, weer waar dit hoort. So hierdie antieke preek, met sy hele reis van totale chaos na orde, los ons eintlik met 'n nogal uitdagende vraag. Een wat veel verder strek as net daardie tyd. En dit